Nou, baie hartlik welkom by 'n besondere geselsie vandag. En ek sit in die bevoorregte posisie hier binne in die, ek wil sê in die hoofgebou van Klein Aus Vista. Nou, ek het twee manne hier by my wat nie onbekend is, die Piet Swiggers. Jy's daarom nou nie onbekend by ons nie. Welkom, Piet. Baie dankie Neil, dankie vir die tyd Lekker dat om ek ons te weer besoek. saam met jou mag kuier. Dis baie lekker. En dan vir Giro van der Merwe. Hallo Giro, jy moet nou net vir ons môre sê, waar kom jy vandaan? Ek kom oorspronklik van Suid-Afrika af, maar ek is bevoorreg om getroud te wees met 'n pragtige Namibiese meisie. Baie geluk in die pragtige meisie dat sy hier na toe gebring het. Dis wat ons soek. Dis die regte manier om dit te doen. Ingevoer. Uitstekend. Nou Piet, kom ons begin sommer net eers by die begin. Gee net vir ons vinnige agtergrond oor Klein Aus Vista. Ek is nuuskierig, hy het vir my 'n paar goed gegee met die luisteraars. Hoe groot is hierdie plaas? En wanneer het dit begin? En wanneer het die gaste gedeelte begin? Ja, ons Klein Aus Vista is 30 jaar in besigheid volgende jaar. Ons het ons firma gestig in 1997, maar ons is al van 95 jaar in besigheid. Volgende jaar is Gondwana ook 30 jaar in besigheid. So ons gaan volgende jaar 'n lekker iets spesiaal doen ja. saam met ons brand marketing company Gondwana, wat ons baie trots is om hier saam te wees. So ja, ons in die besigheid het begin, maar as in Engels noem ek dit altyd my pa al gesê 'n mom and pop operasie. Dis 'n mooi een, ja. Pa en ma, en dan kom die seuns sommer so by en die seuns vat oor en dan roer ons die pap maar verder. Ja. As dit by die pap gedeelte kom. Is dit nog al die tyd 'n operasionele plaas? Ja, ons noem onsself nou die ons Klein Aus Vista spergebied rand protected area. Spergebied rand, wat ons grens hier teen die ou spergebied area wat nou nie meer die spergebied park is, maar ons nou wel die Tsaukaip Nasionale Park. So ons wil graag die ou spergebied nostalgie, naam behou. Ja. Ons het nou maar in die jare van het ons oorgeneem het by my pa, wat die aanvanklike plaas was 10.000 hektaar klein of groot, hang af hoe jy dit sien. 10.000. En toe het ons maar so met die jare grond bygekoop, biergronde, want ons graag ons het besef, as jy in 'n bewaringskonsep inbeweeg, moet jy groter areas in die woestyne en jy moet drade verwyder. So baie belangrike deel was om 2 jaar terug het ons die plaas Kuboep, wat aan die Lebowski familie behoort het. Jy almal weet waarskynlik wie die bekende Anton se pa. En was vir ons nogal 'n kritiese geografiese gedeelte om by te voeg by ons konsep. Ons besit nou 90.000 hektaar. Alles is dan aan een. Ons meneer, dis baie grond, dis ja, wyd. So dit maak dit maar net bewaring. Patrolleer julle die grens met 'n vliegtuig of hoe maak jy dit? Met 'n Land Rover. Dis 'n week. Nee, dis vinniger met 'n bergfiets as met 'n Land Rover. So ja, ons laat ook ons grense na ons bure en na die park, die grensdrade is nog daar eintlik maar om ons eie plaasperde, ons sê waar jy plaasperde en sê maar die ons doen nog beesboerdery binne te hou, maar vir wild gensbokke en volstruise sukkel maar met drade, maar met springbokke migreer, hulle gaan deur die drade. So ons is nie geplaas dat die dier in en uit gaan nie. Watter wild is op die plaas? Hoofsaaklik die groot getal, as jy nou kyk na biomasse, is maar gemsbokke. Gemsbokke se getal het natuurlik verskriklik afgeneem met die droogtes en verskeie ander faktore. En springbokke? Springbokke baie min. Die laaste droogte het die springbokgetalle ontsettend uitgedun. Volstruise, kudus. En dan is daar ook die hoofpredatore, die apex predator is maar die gevlekte hyena en die bruine hyenas. Ek was verras om te besef dat dis een van julle uitdagings is die gevlekte hyena. Ek het nie gedink hy loop hier rond, toe sien ek nie, hy's aktief hier by julle. Ja, goed soos luiperds. Luiperds ook nie, luiperds. Ja, luiperds, ons vorige eienaar het met die luiperds op ons buurplaas het die luiperds redelik uitgedun. Omtrent uitgedun het hulle eintlik nie meer bestaan nie, maar ja, dit is net 'n kwessie van tyd voor die luiperds weer sal inbeweeg. Ja, ek sien nog die spore in die berg soos ek rond beweeg, maar dit is maar net 'n kwessie van tyd, ja. Dis 'n belangrike stoppunt vir mense hier in die suidweste, verre suidweste. Vertel vir ons bietjie meer oor Klein Aus Vista. Ja, die verre suidweste, ek wil net gou, ons het vroeër daaroor gepraat, mense dink altyd maar die suide bestaan uit 'n sentrale suide, dis nou daar deur Keetmans waar jy deurry. Dan bestaan dit uit 'n suidooste, dis nou die suidoostelike grens Arwap en dan nou verder na die grens met die Kalahari en Ariamsvlei
En ons is in die diep suidweste. Diep suidweste. Aus verder na Loudrits en Oranjemund Rospina. So hoekom moet jy nou in die deel kom? Ek dink as jy kyk die ontstaan van westerse kolonisering het eintlik in die diep suidweste plaasgevind. Hier is baie geskiedenis in hierdie omgewing. Ja, so Loudrits is maar waar het Bartholomeus Dias 1488 geland in 'n kruisie geplant is Loudrits, Angra Pequena en dan die Duitsers in 1833 geland daarin te begin en van daar af is eintlik Suidwes toe maar basies deur die Europeërs begin bevolk. En natuurlik die geskiedenis is dan baie ryk van daar af, ja. 'n Groot rede kom die mense gaste na ons toe kom is oor ons aktiwiteite. Ons het 'n netwerk van hiking trails, wat is wandelroetes. Ja. Ek het gisterand een nagedruk. Ja, jy die een gedoen van na die Stonehorse. Dis reg. Ja, en dis absoluut fantasties. Baie Dis 'n moet doen aktiwiteit. Dit is jy kan dit van die kampeerterrein doen of van Desert Horse in. En dit lei jou na 'n pragtige viewpoint, 'n uitkykpunt wat absoluut jy kyk in die rigting van die wilde perde. Ja. En dan as jy na benede kyk is daar 'n landskap aard of kunswerk. Kunswerk, Perde kunswerk van 'n groot perd wat 120 tot 140 meters uitgepak en hy hardloop op die vlakte daar en hy dis iets baie besonders. So as jy hou van so aktiwiteit om te stap in die berge, ons het natuurlik die sukkulente Karoo met later in die jaar as dit reën nog winterreën kom of herfsreën, het ons fantastiese blomme. Ons het die laaste 5 jaar 2020, 2023, 2024 fantastiese blomme gehad. Die hoef eers na Makwaland toe gaan. Jy kan sommer net hier kom stop. En ons doen begeleide toere of jy kan self fietsry is 'n groot ding hier. Ja, die volgende aktiwiteit is natuurlik nou trail running. Die ouens wat hou wat van bietjie nie net wil stap nie, maar vinniger deur die berge wil beweeg, is dan nou trail running. As 'n netwerk, ek het nou reg geskryf, ek meen al die fietsryroetes, ons het 200 km van fietsryroutes. En jy kan vir jou fiets hier huur. Jy kan fiets hier, ons het 2 e-bikes ook so. As jy eie fiets wil saambring, dan maar weer doen dit gewoonlik self. Ek wou 'n fiets hier te sê, ry liewer met die bakkie, weet ek nie. My lyf net so gekyk, gesê ry liewer met die bakkie, is baie veilig. So ja, om die landskap te geniet. Dit is absoluut in die berge. Dis hoekom die Ausberge is besonder mooi en is voorware attraksie om nie te mis nie. Nou is my vraag bly nou die hele kwessie van wie kom hier na toe. Ek dink die persepsie bestaan dat hierdie is 'n plek vir die buitelanders wat nie waar is nie. Nee, ek weet natuurlik want jy nou hoekom kom 'n mens na 'n region of 'n regio of dit gaan altyd oor omgewing, gaan altyd oor die attraksies wat daar is en natuurlik die aktiwiteite en dan bepaal jy mos maar waar jy wil bly nie. Die akkommodasie word eintlik bepaal deur hierdie 2 vorige konsepte wat ek genoem het. Nou ja, wat se attraksies het ons 'n legio. Vertel ons 'n bietjie daarvan. As jy nou by Aus kom, Aus is ontsettend ryk in geskiedenis. Terme van die Eerste Wêreldoorlog was dit nogal 'n belangrike basis geweest vir die Duitsers en het nogal redelik geen skermutselinge plaasgevind nie. Maar skanse staan hier, die oorblyfsels is daar van die Eerste Wêreldoorlog wat die Duitsers gebou het. Die perde van die Namib is... Die perde is nog daar. Perde is nog daar en die perde is juist daar as gevolg van die skermutseling van die Eerste Wêreldoorlog. So dis Duitsers en Suid-Afrikaanse perde wat agtergebly het by Garup, dis nou reg in die Namib-Noukloof Park. Dan is die Duitsers ook geïnterneer tydens die vrede van Korab en hulle is vir 4 jaar in Aus vir 1200, 1300 man is in 'n kamp gesit. Die kamp is ongelukkig nie veel oor nie, maar die begrafplaas is nogal baie interessant om te kyk, want 1918 met die griep in Oktober, November, natuurlik al die mense daar dood. Ons hoop in die toekoms met GIZ is dat ons voorstelle is en die community ondersteun is ook om die interneringskamp 'n klein museumpie te maak, van die huisies te rekonstrueer en 'n museum, want baie toeriste kom daar maar daar's niksie. En dan verder af is dit Kolmanskop, dis Loudrits, daar's baie goed om ja, te sien. Is absoluut. Loudrits is dan ons volgende dorpie, dis net 'n uur se ry van hier af weg.
En in Loederits, almal wat dalk nou gehoor het, die kreefees was nou so 'n paar weke gelede. Maar buiten dit, Loederits pragtige kusgebied, wind waai maar soms daar, maar die mooi tye van die jaar, al die was bevoorreg om in 'n mooi tyd daar te wees. al die Namibianers weet mos wanneer om vakansie te hou in die land, hulle doen dit mos gewoonlik in die maande April en Mei. Dis reg. So dis die tyd want hulle weet die winde waai maar in Oktober, November. Maar dan jy buiten dit is dan nou Kolmanskop met die Ilford Gallery wat daar is. Ja. En dan natuurlik die nuwe Maritieme Museum is een van die top museums in Afrika. Maritieme museums is definitief besoek iets om te sien, ja. So wat jy vir my sê is, hierdie plek is hier om kuier. 'n Belangrike ding, ek wil eers vinnig met Giro praat, net oor die verblyf en alles wat hier is, maar ons moet praat oor die Gondwana betrokkenheid, die Gondwana kaart, want ek dink nie mense besef dit ook nie. Ja, kyk, ek sal nou vir Giro oorgee. Ons offer dan nou 4 verskillende tipes akkommodasie by Kleinhuis Vista, van ons kampeerterrein, die Desert House Campsite, dan is die Keistersloeg rustikale hikers cabin, ek gebruik maar die Engelse woord daarso, wat jy lekker op jou eie is, en dan het ons nou ons flagship is Eagles Nest, die chalet wat 7 km weg van hier af is, en dan Desert House Inn, wat 30 kamers is en naby die restaurant swembadgeriewe, en dis nog meer vir die sagter reisiger wat hou van sy gemak en alles. Eagles Nest kan jy self sorg doen, jy kan braaiplekke by ons kry en alles, en jy sit daar met 'n pragtige uitsig. Ek woon nou aan my berg, so met dieselfde blik op die vlakte, en ek moet elke oggend myself wegsleep daar om by die werk te kom. Jy het gesoek daar op die regte plek om te kyk. Ja. Nou, Giro, vertel jy nog vir ons rondom die restaurant self, die blyplek. Jy gee vir ons 'n bietjie agtergrond vinnig daaroor. Wat kry ek hier? Wat is beskikbaar? Soos wat Piet genoem het, ons het 4 verskillende half opsette tussen die cabin en Eagles Nest en Desert House Inn hierso. Maar ek sou sê, as ek iets moet uitlig binne dit wat jy half gaan voel as jy by ons is 'n regte plaas en 'n amper handgemaakte atmosfeer. Baie van die akkommodasie wat ons hierso het is letterlik met die hand gebou oor die jare, en ons probeer ons bes om ons hand te hou op ons menus en dit wat ons hierso bied. Dit het my beïndruk, die plaaslike items en bestanddele wat julle op julle spyskaart het. Dit is uitstaande. Ja, so ons probeer so ver as moontlik baie plaaslike items in te kry ensovoorts. So baie van ons vleise en bestanddele kom van die omgewing af. En dan het ons, wat ek sou sê, 'n bietjie van 'n mengsel van inspirasie. So met buitelandse gaste het ons uit die aard van die saak goed wat oral beskikbaar is, maar ons vermeng dit en bring so 'n bietjie van ons Namibiese inspirasie in daarso. So van ons souse en ons hoofdisse is goed wat ons spesifiek met byvoorbeeld oshikandela maak. So ons sal nie 'n gewone tartar sous hê nie, ons het omahere sous en oshikandela sous wat so 'n bietjie Namibies inbring. Ja, uitstekend. Julle etes wat julle aanbied, daar's buffet, daar's verskillende opsies. Net so ons bied hoofsaaklik dan nou etes vir die mense wat hier kom inbly, maar dis definitief open beskikbaar vir mense wat van ver af kom. So ou kan net inry en kom eet as hy in die regte etenstyd hier is. Dit is korrek. So op 'n baie besige aand gaan jy dalk so 'n paar minute moet wag, maar ons skink so lank vir jou 'n drankie in daai tydjie. Maar ja, definitief oop vir buite ook. Middagete natuurlik ook nie. Net so. En die verblyf wat beskikbaar is, ek het net hoe Piet daarna verwys, maar ek meen dis klasverblyf. Dis nie sommer net 'n lêplek nie. Definitief. So meeste van ons kamers het ligversorging in, netjiese plek met skoon geriewe, die hele lot. En dan het ons dan nou die meer selfversorgende eenhede ook. En as jy iemand is wat eerder wil kamp of so en jy wil nog steeds net 'n bietjie tyd hier by die lodge kom spandeer, ons het die kampgeriewe ook. Piet, jy moet ook net vandag vir ons vertel oor die Gondwana kaart. Dis 'n belangrike ene vir ons Namibiërs veral. Ja, dis 'n konsep wat, soos ek weer gesê het, Kleinhuis Vista is deel van die Gondwana Collection bemarkingsarm. Van 2005 af is eintlik toe Gondwana begin regte waar groot geword het. Dit was eers ons bekend as die Gondwana Desert Collection met net 4 lodges in die suide, en toe het Gondwana begin om die hele land te ek sal nou nie dit sê nie. Jy wil dit nie sê, maar ek kan dit maar sê. Sekere mense dink so. Ek dink Gondwana is absoluut 'n leier in die industrie. Verseker. En is as jy amper 'n vlaggenskap vir Namibië as 'n produk. So die Gondwana kaart werk so, as jy 'n Namibiër of 'n Suid-Afrikaner is, kan jy aansoek doen vir 'n kaart, en as jy 'n buitelander is wat 'n werkspermit het of vir 'n tyd lank werk, dan
kwalifiseer jy ook en jy kry dieselfde voordele. So Namibia doen aansoek, ek dink is $300 Namibiese dollar, jy kan net online gaan. Jy klik, jy kan dit sommer onmiddellik kry. As ons by my kom, hulle het 'n kaart, sê ek maar sit goed daar, gaan online en doen aansoek vir jou kaart. En dan kry jy 'n nommer en dan kwalifiseer jy vir 50% afslag en 25% op aandetes. Ja, en dis nie net by julle nie, dis by al die Gondwana lodges, ja. En vir die Suid-Afrikaners is dit 40%. 40%. So ja, dis 'n groot voordeel. Ek sê altyd vir jou, dit is nie vreeslike wiskunde. Jy het nie baie groot wiskunde kop nodig hê. Vir enigse verblyf maak dit al reeds sin om die 600 Namibiese dollar uit te haal. Uitstaande item hier is julle verkleurmannetjies. Dit is my interessant om oral as die baardjies te sien en sê wees versigtig. Kyk na ons verkleurmannetjies. Ja, ek is vanoggend sommer weer met swaar hart hier aangekom, verkleurmannetjies weer doodgery op die pad. Ja. Van gaste wat nie eenvoudig net die oplet nie. Hulle kyk na die natuur skoon, maar hulle kyk in die pad nie. So en die verkleurmannetjies is aktief in die dag van 8 tot 5 gewoonlik. En dis wanneer die meeste van die toeriste maar rondbeweeg. En dis baie. En raak al hoe minder want al hoe meer van hulle word doodgery. En die probleem is gewoonlik die wyfies wat doodgery word. Want die wyfietjies sit in die pad en so voor reën kom, dan wil hulle altyd die eiertjies lê in die sagte sand van die pad. En dis wanneer gisteraand was nou presies so aand gewees, nee, wat hy kon daai verwagting gehad het. Ja, en so ons vra maar die mense asseblief, hou maar jou oë, nie net die mooi landskap kyk jy, laat sak. Dis amper soos jy kan altyd as jy pad kry, kyk links en regs en weer links en weer regs. So kyk maar op en af, links en regs en in die pad, om asseblief ons verkleurmannetjies nie pad te ry nie. Dis Is iets wat ons gemis het, Piet? Ek dink ons het al goed gesê. Giri, is daar iets wat jy onthou? Jou kop is mos nou lekker jonk, jy kan mos nog 'n paar goed onthou. Iets wat ek dalk sou benoem is in terme van ons restaurant en dit wat ons hierso bied. Ons kry nogal baie terugvoer van gaste dat ons een van die beste verskeidenheid van vegetariër en vegan en glutenvrye eetes ensovoorts beskikbaar het vir die mense wat so 'n bietjie van 'n uitdaging het daarso. Ons maak vir julle 'n plan. Ons maak dit vir julle. Verkies julle dat hulle vooraf julle waarsku of is dit nie eens nodig nie? Dit help ons natuurlik, maar ons het reeds 'n oordentlike spyskaart spesifiek vegan en vegetarian gemik. So as jy hier sou opdaag en jy's net lus vir 'n lekker bord kos, dan gaan jy hom definitief. Kan ek jou bel vir 'n afvalop? Definitief. Ons kan dit ook reël. Piet, baie dankie. Baie dankie Neil. Lekker kuier en dankie dat ek gaan deel met julle in dit wat hier is uitstekend. En ons sal met ons luisteraars en ons kykers op Facebook en die klomp sal ons lekker gesels. En ek is seker jy gaan 'n paar van hulle hier sien en hulle hier uitkom want dit is waar ou behoort te wees. Veral nou met die Gondwana kaart maak dit net eenvoudig bekostigbaar. So baie dankie. Dankie vir julle, dankie vir wat julle doen. Giro, dankie vir jou en baie seën en sê vir daai meisie wat jy hier na toe gebring het, well done. Dit werk so. Baie dankie Neil, geniet die res van die dag. Julle moet mooi loop. Nou daarmee terug hier van Klein Oos Vista af waar ons regtig lekker gesels het met Piet Swiggers en met Giro van der Merwe en dis sommer 'n heerlike kuier saam met hulle. Kom maak 'n draai, kom kyk hoe lyk hierdie plek. Mooi loop.